Amen, amen. Voor julle gaan sit en die wat sit, julle kan opstaan. Groet sommer iemand wat jy nog nie gegroet het vanoggend nie. En ja, sommer net 'n seën oor iemand. Thank you, AB. Thank you, music team. Thank you, Daniel. So, welkom almal in 2025. Ons is nog hier. Die Here se genade is goed vir ons. Die wat almal gery het en teruggekom het, ek hoop julle is vars en reg vir hierdie nuwe seisoen. Julle kan oopmaak by Genesis 26. Okay, is julle daar, Genesis 26. Ek weet net daar kom ook nou. Okay, Genesis 26 vers 1. Na die eerste hongersnood, vroeër in Abraham se tyd, was daar weer 'n hongersnood in die land. Isak het toe na Gerar toe getrek, na koning Abimelek van die Filistyne. Die Here het aan Isak verskyn en vir hom gesê: "Moenie Egipte toe trek nie. Bly waar ek jou sê, in hierdie land. Bly 'n tyd lank hier en ek sal by jou wees en jou voorspoedig maak. Ek gee hierdie hele wêreld aan jou en jou nageslag. Ek sal die belofte nakom wat ek met 'n eed teenoor jou vader Abraham afgelê het. Ek sal jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. Ek sal hierdie hele wêreld aan jou nageslag gee en al die nasies van die aarde sal in jou nageslag geseën wees. Want Abraham het na my geluister en hy was gehoorsaam aan my bevel, my gebooie, my voorskrifte en my wette." Isak het toe in Gerar gebly. Die mense daar het oor sy vrou begin uitvra en hy het gesê: "Dit is my suster." Hy was bang om te sê dis sy vrou, want dan sou hulle hom dalk doodmaak oor Rebekka, wat 'n baie mooi vrou was. En toe hy 'n lang ruk daar gebly het, het koning Abimelek van die Filistyne op 'n keer deur die venster gesien hoe Isak sy vrou Rebekka liefkoes. Abimelek het hom laat kom en vir hom gesê: "Maar sy is dan jou vrou. Hoekom het jy gesê sy is jou suster?" Isak het geantwoord: "Ek het gedink ek kan dalk doodgemaak word oor haar." Daarop sê Abimelek: "Wat het jy aan ons aangedoen? Hoe maklik kon een van die mans met jou vrou gemeenskap gehad het en dan was jy die oorsaak dat ons sonde gedoen het." Abimelek het toe al sy mense gewaarsku: "Wie hierdie man of sy vrou molesteer, sal doodgemaak word." Isak het in daardie gebied gesaai en daardie jaar het die saad 100voudig geskied. Die Here het hom voorspoedig gemaak en hy het 'n ryk man geword. Hy het vooruit gegaan sodat hy later baie ryk was. Hy het troppe kleinvee en groot vee gehad en baie slawe. En toe die Filistyne uit afguns al die putte wat die slawe van sy pa Abraham nog in sy tyd gegrawe het, toegegooi en opgevul. En toe sê Abimelek vir Isak: "Trek weg van ons, jy het vir ons te sterk geword." Hy is toe van daar weg en hy het by Gerar spruit kamp opgeslaan en daar gebly. Isak het toe die putte oopgemaak wat in sy pa Abraham se tyd gegrawe is en wat na Abraham se dood deur die Filistyne toegegooi is. Isak het die name wat sy pa aan die putte gegee het,
weer aan hulle gegee. Isak se slawe het 'n put gegrawe in die spruit en sterk water gekry. En toe stry die skaapwagters van Gerar met die van Isak en sê, die water behoort aan ons. Isak het toe die put Risi genoem, omdat hulle daar met hom rusie gemaak het. Sy slawe het 'n ander put gegrawe en ook daaroor het die Filistyne klagtes gehad. En toe noem Isak dit klagte. Vandaar het hy versit en 'n ander put gegrawe en hulle het nie daaroor gestry nie. En toe noem hy die put ruimte, want hy het gesê, nou het die Here vir ons ruimte gemaak en in die land sal ons voorspoedig wees. En vandaar het Isak na Berseba toe getrek en die nag toe hy daar kom, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is die God van jou vader Abraham. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou seën en jou groot nageslag gee ter wille van my dienaar Abraham. Isak het daar 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Isak het sy tente daar opgeslaan en sy slawe het 'n put gegrawe. En toe kom Abimelek uit Gerar saam met Agusat, sy vertroueling, en Pikol, die bevelvoerder van sy leer, na Isak toe. En Isak sê vir hulle, waarom kom julle na my toe? En dit nogal nadat julle my onvriendelik behandel het en my van julle af weggestuur het. Hulle het geantwoord, ons het baie duidelik gesien, die Here is by jou. Ons het onder eed 'n ooreenkoms met jou aangaan. Ons wil onder eed 'n ooreenkoms met jou aangaan. Ons wil 'n verdrag met jou sluit, dat jy ons nie sleg sal behandel nie, net soos ons jou nie benadeel het nie. Ons het net goed aan jou gedoen en jou sonder enige skade van ons af laat weggaan. Dit is so, jy word deur die Here geseën. Isak het toe vir hulle 'n maaltyd klaargemaak en hulle het geëet. Die volgende môre het hulle vroeg klaargemaak en hulle en Isak het aan mekaar 'n belofte onder eed gemaak. En toe het Isak hulle laat gaan en is hulle in vrede van hom af weg. En daardie dag het Isak se slawe gekom en hom vertel van die put wat hulle gegrawe het. Hulle het vir hom gesê, ons het water gekry. En toe noem hy dit Seba en daarom is die naam van die stad nou nog Berseba. So net hierdie 33 verse en vers 22, van daar af het hy versit in 'n ander put gegrawe en hulle het nie daaroor gestry nie. En toe noem hy die put ruimte. En hierdie plek het hy gesê, nou het die Here vir ons ruimte gemaak en in die land sal ons voorspoedig wees. In the NIV, he moved on from there and dug another well, and no one quarreled over it. He named it Rehoboth, saying, now the Lord has given us room, and we will flourish in the land. In Psalm 18, vers 19 is ook dieselfde stukkie wat ek later net weer sal oopbreek, wat die Here vir Dawid gesê het, hy het my uitgelei na oopte. Hy het my bevry omdat hy my goedgesind is. In die NIV sê, he brought me out into a spacious place. He rescued me because he delighted in me. En hierdie beleef sommer, ek het hierdie woord in Julie 21 Julie 24 gekry. Het die Here vir net hierdie putte gewys en dat ons weer opnuut moet putte oopmaak. Die wells, the ancient wells wat ons moet oopbreek. En interessant, 17 November het Daryl en Philippa by ons gekuier. En Philippa het gesê, do not forget the wells of the past. Sy het gepraat van 'n oasis, 'n oase wat hy is. En sy het gesê, there is such deep spiritual wells. En Isak het fisies gegaan en hy het weer die putte oopgemaak. Dit wat Abraham gedoen het, het hy fisies weer gedoen. En hier's 'n erfenis wat oorgaan van Abraham na Isak. En vir ons stap in 'n erfenis
van mense wat voor ons gegaan het en putte oopgemaak het en gegrou het en lewende water gekry het. In 2006 is VVG gebore, is nou 19 jaar later, en ons vertrou die Here vir meer en vir dieper. En deur hierdie hele proses het die Here vir ons weer in sy genade, gee hy vir ons ruimte. En die ruimte wat hy gee, is nie om agteroor te sit nie. Die ruimte wat hy vir ons gee, is om fisies in te druk en homself te posisioneer. So vir ons in 2025 beleef die Here wil hê ons moet dieper gaan, dieper met hom en drink van sy lewende water wat hy vir ons gaan gee. En hierdie put is wonderlik, dit kom van Abraham se tyd af wat hulle oopgemaak het. Maar daar was ook 'n nuwe put by Berseba wat hulle gemaak het. 'n Splinternuwe nadat die Here homself aan Isak geopenbaar het. Het die Here weer 'n nuwe put vir hulle oopgemaak, put nommer 4. So vanuit hierdie ruimteplek moet ons aanhou ons eie put grawe. Ja, ons maak staat op wat vorige herlewings en vorige voorvaders vir ons gedoen het, maar daar's iets nuuts wat die Here wil doen hier in ons midde. En dis iets wat vars is vir ons en in die volgende die putte oopgemaak het, die putte oopgebreek het, hierso in Viljoenskroon. Ek onthou nog in 1998, toe ons vir 'n naweek hier kom kuier het, was daar 'n herlewing gewees onder die soet. Iets vars en nuut oopgebreek. En uit daai oopbreek is VVG in 2006 gebore. En so, ek wil hê, julle moet saam met my posisioneer vir geestelike putte, vir geestelike water, wat weer ons gaan vars maak in vernuwing en in herlewing. Dis wat die Here wil doen, hy wil sy gees uitstort oor ons in hierdie jaar. En so, 'n erfenis is iets wat van Abraham oorgegaan het na Isak, en selfs van Isak na Jakob. En dis deel van God se soewereine oorkoepelende program, 'n plan, en dit raak die ganse mensdom. So Isak was uniek. So posisioneer jouself in hierdie tyd as die persoon wat die Here wil gebruik om 'n nuwe put oop te breek en oop te maak, sodat almal kan drink in ons gemeenskap. En so, kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar goed van hierdie storie van Abraham en Isak. Julle kan gaan lees van Genesis 12 en gaan lees 'n bietjie dit wat fisies gebeur het met Abraham, want dis in die proses wat ons bietjie van wegbedryf en wegbeweeg van waar ons kos en ons water vandaan kry, en weer opnuut in 2025 wil die Here ons oproep om te sê, is daar areas in jou lewe, in jou geestelike lewe, wat jy kan terugbring en weer dieper gaan? As dit rondom jou Bybel lees, wat kan jy verander om weer dieper te gaan? In jou gebedslewe, wat kan jy doen om meer en dieper te gaan? In jou diensbaarheid, in konteks van VVG en hierdie gemeenskap, wat is dit wat jy spesifiek kan doen? Isak het sy deel gedoen, Abraham het sy deel gedoen, die vorige geslagte het hulle deel gedoen, maar wat wil die Here van jou hê in 2025? As jy eintlik die draer is van lewende water, jou verantwoordelikheid is om dieper te gaan. Jou verantwoordelikheid is om konstant mense te bedien met lewende water. Nie water waar die putte nou toegemaak is van nie, en jy het niks om te gee nie. Nee, mag die Here weer opnuut iets oopbreek in ons midde, sodat ons lewende water
kan gee vir almal om ons. En so, Isak, wat hy ontvang het, was 'n erfenis, 'n legacy van Abraham. En Isak ontvang hierdie legacy, hy ontvang hierdie erfenis, en dis 'n fisiese erfenis, want hy was baie ryk geweest. Maar die groot oorkoepelende ding wat Isak geërf het van 'n Abraham, was sy geestelike seëning, dit wat op grond van God se verbond. God het 'n verbond met Abraham gemaak, en God het daai verbond weer hernie met 'n Isak. En daai selfde verbond van Abraham is vervul in die kruis, aan die kruis, en ons leef vandag in elke geestelike seëning wat uitvloei uit die kruis uit. En so, die groot voordeel wat ons het, is 'n geestelike seëning. Dit wat Isak ontvang het, was eintlik die geestelike seëning wat hy van Abraham en Sara ontvang het. En dit is die verbond. Dit is iets wat God doen, wat ons ontvang. En ons kan in genade, kan ons elke keer terug default na God se planne. Elke keer as ons wegbeweeg, dan kom God se genade en bring ons weer terug na wat hy bedoel in sy plan vir ons. En so, kom ons vertrou die Here met Efesiërs 1:3, waar hy sê, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Al die geestelike seëninge wat in die hemel is, wat opgesluit is beskikbaar vir my en jou. Ek en jy het die sleutel van die koninkryk. Ons sluit oop die geestelike seëninge wat beskikbaar is vir my en vir jou. Dis 'n getekende cheque. Ons kan dit uitleef. Van daai seëninge is voor die grondlegging van die wêreld, is ek en jy gekies, ons is geroep, ons is skoon gewas deur die bloed van Jesus. En so, dit is al daai wat die Here fisies vir ons gee. En dan sê hy ook in vers 11, deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Ek bid, in vers 18 sê hy, ek bid, Paulus bid, hy sê, dat julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet, watter hoop sy roeping vir julle inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het. Daar's 'n erfenis, ons is mede-erfgename, alles wat Jesus vir ons tot ons beskikking het, moet ons gebruik. Jy kan dit verloor, as jy dit nie gebruik nie, verloor jy dit. Dit is beskikbaar vir elke persoon, elke geestelike seëning vir my en vir jou is fisies beskikbaar. En so wees verseker, vanuit die kruis, het jy 'n erfenis wat jy kan uitleef, en dit wat jy uitleef, gaan weer oor na die volgende generasie. Daar's 'n koppeling van 'n Abraham en 'n Sara, na Isak en Rebekka, en na Jakob toe. En ons is aan mekaar vasgebind, en so net so, van een generasie na die volgende generasie, is daar iets moois wat die Here oordra na die volgende generasies toe. En so, Abraham was 'n man wat gebid het, en hy sê hierso in Genesis 25, hy sê vers 19, hier volg besonderhede oor Isak, seun van Abraham. Abraham was Isak se pa, en toe Isak 40 jaar oud was, het hy met Rebekka getrou. En sy was die dogter van Bethuel, en 'n suster van Laban, die Arameer. En Isak het tot die Here gebid oor sy vrou, want sy was kinderloos. Die Here het sy gebed verhoor, en sy vrou Rebekka het swanger geword. Die kinders het in haar teen mekaar gestamp, en toe sê sy, waarom gebeur so iets met my? En sy het die Here gaan raadpleeg. En hy het vir haar gesê, daar is 2 nasies in jou, 2 volke uit jou sal van mekaar geskei word. Een sal sterker wees as die ander. En so, hierdie hele ding van Rebekka wat nie kon kinders kry, net soos Sara wat nie kon kinders kry nie. En ons weet verder af
het Jakob sy eerste geboortereg gekry by Esau, deurdat Esau dit verkoop het aan hom, en die striwelinge wat plaasgevind het in die dag tot dag. En so van geslag tot geslag, die ene generasie kom, die ander een gaan, maar die Here bly en verander nooit. Psalm 90, gebed van Moses, hy sê, Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Elke geslag moet staat maak op die Here vir homself. Dit wat hy geleer het, dit wat Isak geleer het van Abraham, dit het hy toegepas in sy lewe. Abraham moes 25 jaar fisies bid en wag op die belofte. En net so het Isak ook in God se soewereiniteit het Rebekka 20 jaar lank gewag. Ons het dit al vergeet, né? Rebekka het 20 jaar lank gewag vir Jakob en 'n Esau. En so, net soos wat Rebekka gewag het vir 20 jaar, het Abraham gewag vir 25 jaar. Jakob moes 14 jaar, as gevolg van sy proses, moes hy 14 jaar lank by Laban werk om sy vrou te kry. Josef het meer as 20 jaar lank gewag. En Psalm 31 sê, maar ek vertrou op U, Here, en ek sê, U is my God. My tye is in U hand. Red my uit die hande van my vyande en vervolgers. Net hierdie stukkie, my tye is in U hand. Ons moet so die Here vertrou, dat selfs wanneer daar 'n vertraging is, wanneer tyd uitloop, en ons dink die seisoen is verby, moet ons weet, ons tyd is in God se hand. Hy is soewerein en hy is God. En so, Abraham se gebed, Isak se gebed, en dit was nie gebed om my te seën nie, dit was 'n gebed sodat God se wil op die aarde sal geskied. En wanneer ek en jy bid, ja, die Here seën ons, maar ons gebed eintlik moet gaan dat die Here, die koninkryk sal kom op hierdie aarde in en deur my. Net soos wat dit gebeur het deur Abraham, net so ook deur Isak, net so ook deur my en jou. En so, in hierdie proses van God se verbond, en tot God bid, is daar 'n proses, en in die proses is daar versoekings, en ons het nou gesien, met die hongersnood, van 'n Abraham eerstens, wat Egipte toe gegaan het, en gesê het, sy vrou is sy suster. Net so het dit ook gebeur, dat God het vir Isak gesê, moenie wegtrek nie, bly hierso, as jy hier in die droogte bly, sal ek jou seën. En die Here het aan hom verskyn, en dit bevestig, en hy sê, moenie Egipte toe trek nie, bly waar ek jou sê, in hierdie land. Bly 'n tyd lank hier, ek sal by jou wees, ek sal jou voorspoedig maak. Ek gee hierdie hele wêreld aan jou en jou nageslag. Ek sal die belofte nakom wat ek met 'n eed teenoor jou vader Abraham afgelê het. Ek sal jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. Ek sal hierdie hele wêreld aan jou nageslag gee en al die nasies van die aarde sal in jou nageslag geseënd wees. En so die ware toets, geloof, moet getoets word om te sien of dit reg is. En baie maal is dit deur versoekings, baie maal is dit beproewinge wat op ons pad kom. En Jakobus 1 vers 1 tot 18 beskryf dit so mooi, dat ons deur beproewinge word ons geloof gelouter getoets, sodat ons kan groei tot volwassenheid. En as ons geloof getoets word, dan kom die goeie kom uit ons uit. God wil deur ons te toets, wil hy die mooi deurbring. Maar Satan, wanneer hy ons versoek, wil hy al die slegte na vore bring. En so kom ons vertrou die Here dat selfs in die slegte
dat God die ten goeie meewerk in alles wat ons doen. En so, Abraham het in Kanaan gekom, en hy het 'n hongersnood beleef, en hy het wegbeweeg uit God se planne uit. En hy het gelieg oor sy vrou, hy het gesê, dis my suster. En Isak het weer selfde, volgende generasie, het Isak weer dieselfde gedoen. En so, te midde van dit, verskyn God nog steeds aan Isak, en hy sê, ek sal jou seën, omdat ek 'n verbond met Abraham gemaak het. So ons kan nie suksesvol weghardloop nie, van ons beproewinge nie. God sorg vir ons leer deur ons prosesse, ongeag waar ons is. Ons geloof kan nie groei, as ons konstant weghardloop van swaar nie, en van die slegte nie. Romeine 5 sê, swaar kry, kweek volharding. Egtheid van geloof, dit kweek hoop, en op die einde, is daar 'n volmaakte liefde, wat agterbly. En dit is wat die Here wil settle in ons harte. Hy wil die volmaakte liefde vir ons in ons harte hê. Deur deursettingsvermoë, deur karakterbou, wil die Here dit laat groei in ons midde. En so, Isak kon van hongersnood vlug, maar toe hy homself in 'n situasie bevind, wat hy nie kan ontsnap nie, toe moes hy misleiding toepas in daai situasie, en hy sê, Rebekka is my suster. En so, ons kan weghardloop van die Here, maar iewers gaan ons onsself in 'n hoek bevind, en dan moet ons terugdraai na God toe weer. En so, konflik is deel van ons lewe, en baie maal word konflik veroorsaak deur ons eie sonde. Deur God se beproewinge, behoort ons sterker aan 'n kant uit te kom, in alles wat ons doen. En so, dan het Isak sy putte oopgemaak, wat Abraham oopgemaak het, en in vers 26 van vers 12 sê hy, Isak het in daardie gebied gesaai, en daardie jaar het die saad 100voudig geskied. Die Here het hom voorspoedig gemaak. Die Here kan jou voorspoedig maak in die woestyn. Ons wil wegtrek, ons wil uitkoms hê van 'n droogte, maar die Here kan jou seën in 'n droogtetyd. Hier het hy vir Isak geseën in 'n droogtetyd. Die Here het hom voorspoedig gemaak. Hy het troppe kleinvee en grootvee gehad en baie slawe. En toe die Filistyne uit afguns al die putte wat die slawe van sy pa Abraham nog in die tyd gegrawe het, toegegooi en opgevul. En so, hier sien ons die konflik wat die vyand veroorsaak. Daar's afguns. Partymal kom afguns teen jou, en dinge gebeur met jou omdat jy Christus bely. En baie maal moet ons in konflik ingaan, dit verdedig of soos 'n Isak wegtrek en 'n ander put oopmaak. Abraham het gekonfronteer, Isak het teruggestaan en die vrede bewaar. En jy sal sien, die uitkoms daarvan is dat Abimelek het gekom en 'n vredesooreenkoms gemaak met Isak, nadat hy nie in konflik ingegaan het met die koning nie. En so, daar's 'n seën oor ons lewens uitgespreek op grond van die kruis. Net soos wat God sy belofte vir Isak gegee het op grond van Abraham, is daar iets vir ons. En so, wat ook al die vyand doen om hierdie van jou te steel, wees verseker dat God se belofte sal nog steeds die uitkoms wees van jou lewe. En so, partymal ons as kerk soek ons iets nuuts. En ja, dis goed as ons die nuwe soek. Maar eintlik wat ons moet doen is, ons moet die ou putte, dit wat ons in ons hand het, die woord, die gees, die basiese goed wat ons elke dag doen, het ons in ons hand. En eintlik is dit net om dit weer
oop te breek, oop te maak en dit nie te maak fisies in jou hand. En so die versekering dat as Isak nie wegtrek nie, sal die Here jou seën. En so die versekering wat die Here vir ons gee in hierdie tyd, as ons bly waar ons is, as ons hier werk waar die Here jou gesit het, selfs in 'n droogte tyd, is daar 'n versekering van die Here se seën. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Ek sal jou seën. Ek sal jou seën in hierdie tyd. En so as inleidend wil ek 'n beroep op jou doen vandag. As ons in die nagmaal ingaan, ons gaan volgende week bietjie verder borduur rondom hierdie stukkie. Maar ek wil my versoek vir jou en vir my is vandag dat as jy na die nagmaaltafel toe gaan, ondersoek jou hart, ondersoek waar jy is in die Here en sê vir die Here, Here, in u genade wil ek hê dat u 'n deel van my lewe moet vars maak, nuut maak, dit wat bietjie afgestomp geraak het. My ritme, my dissiplines, dit wat ek doen, bring dit voor die Here vanoggend en laat toe dat die Here hierdie vars putte oopmaak, want hy gee vir ons ruimte. VVG, die Here gee vir ons ruimte. Maar ruimte, vryheid kom met verantwoordelikheid. En so verantwoordelikheid, wanneer ons verantwoordbaar is, kos dit iets. En die Here sê, kom in hierdie tyd van vryheid en kan soek my dieper, gaan grawe dieper. Ons het laas jaar begin met 'n Bybelleesprogram, ons is deur die jaar, ek wil weer 'n beroep op jou doen hierdie jaar, in 2025. Daar's soveel mooi programme wat jou deurhelp om deur die Bybel te lees. Tel dit weer op. Jou gebedslewe, jou aanbidding, jou lofprysing, jou danksegging, elke aspek van wie jy is geestelik. Vra vir die Here, Here, ek soek meer. Ek soek meer. Ek wil indruk vir meer. En so die Here gee vir ons vergroting, maar hy sê ek berei jou voor vir 'n nuwe seisoen in my. En so kom ons raak stil voor die Here en vertrou hom. Noem 1 of 2 of 3 goedjies voor die Here vanoggend en laat toe dat hy hierdie areas afstof, dat hy hierdie areas weer reset. Jou gedagtes, dit wat jy bedink, laat toe dat die Here jou gedagtes transformeer deur jou vernuwing van jou denke. En so Here, ons sit voor U vanoggend. Ons vertrou U. U gee vir ons 'n vergroting van grondgebied. U gee vir ons vryheid. Maar in dit weet ons, Here, U wil iets nuuts doen, iets vars doen. U wil vernuwing bring in ons harte. U wil herlewing bewerk in ons harte met lewende water. Die Here sê in Johannes 7:37, almal wat dors is, kom na my toe en drink en beleef vars water, lewende water vir jou, maar ook vir almal om jou. En so Here, kom reset, kom herstel, kom bring ons terug by U voete vanoggend. U het dit vir ons aan die kruis gedoen. U het gesterf aan die kruis. Here, U het die prys betaal. Ons het die gawe van geregtigheid ontvang. Ons het die Gees ontvang wat in ons leef. En daarom, Here, is ons op hierdie plek om te sê, Here, ons wil meer hê van U. Ons wil dieper gaan saam met U. Kom maak bonatuurlik hierdie putte, kom breek dit weer oop. Kom breek dit weer oop. Miskien het die vyand gekom en van jou gesteel. En die Here wil dit herstel vandag.
Die Here wil jou herstel vandag. Hebreërs 4 sê die hoëpriester Jesus staan voor jou. En hy sê hy het medelee met jou, want hy het self hierdie pad as mens gestap op hierdie aarde. En hy sê kom na my toe. Ek wil vir jou help met barmhartigheid en genade. En so verklaar weer vanoggend jou geloof opnuut en vars in hom. Verklaar weer en bely weer Jesus as jou verlosser, as jou saligmaker, as jou Here. Verklaar weer dat jy jouself oorgee vandag opnuut vir sy wil, vir sy koninkryk. As ons bid, Here, laat u koninkryk kom, dan gaan dit oor hom. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan fisies oor hom. Mag jy beleef, soos wat jy jouself align met God se hart, mag hy orde bewerk. Die Here wil orde bewerk in jou chaos prentjie vanoggend. So kom Here Jesus, vanuit die troon, vanuit u verbond van liefde, vanuit die verbond van genade, kom bedien ons, kom bedien elke hart, kom raak elke hart aan, kom bring genesing, kom bring restaurasie, kom bring normaliteit in ons situasies, in ons liggame, in ons sielsdimensie, in ons gedagtes. Kom Here Jesus, kom Here Jesus. Kom Here Jesus. In 1 Korintiërs 11 sê Paulus, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Vers 25, net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. So ek net seker maak, die nagmaal is vir 'n gelowige. Is daar enigiemand hierso wat sy hart vir die Here wil gee? Is there anybody here that wants to just give his heart to the Lord? The communion table is for believers. So ek wil net seker maak, is almal gemaklik vanoggend as 'n gelowige om na die nagmaaltafel toe te gaan. Is daar enigiemand hierso wat nog nie sy hart vir die Here gegee het nie? Dan wil ek vra die ouers van die kinders asseblief, as die kinders nog nie verstaan nie, weerhou hulle asseblief om nie nagmaal te gebruik nie totdat hulle op daai plek kom van verstaan rondom die brood en die druiwesap, die liggaam van Christus en die bloed van Jesus. So dankie Here vir u kosbare liggaam wat gebreek is sodat ons kan heel word. Dankie Here vir u kosbare bloed wat ons sondes vergewe, wat ons sondes wegneem. Ons kom met vrymoedigheid. Hebreërs 10 praat van vrymoedigheid, vers 19. Ek het nou vrymoedigheid om deur die bloed van Jesus in te gaan in die heiligdom. En so die nagmaaltafel, die bloed van Jesus gee vir jou vrymoedigheid om op te staan vanoggend en nagmaal te gebruik en Jesus te herdenk in jou lewe. En so
Neem vanoggend vrymoedigheid deur die bloed van Jesus. Hier's 'n punt hier voor, en ek dink daar's nog so 'n punt aan twee punte aan die kant en agter, en gaan neem nagmaal. En een voordeel van nagmaal is dat ons weer ons oë op Jesus sit, die begin en die volëinder van ons geloof. Haal jou oë af van al die dinge, that what distracts, dit wat jou aandag aftrek. Sit jou oë weer terug op Jesus vanoggend. En so laat dit so wees vanoggend, soos wat jy die brood breek, soos wat jy die druiwesap drink, word versterk, word vernuwe in dit wat jy gaan doen. Dankie Jesus. So neem vrymoedigheid en gaan na die tafels toe.